Op Saterdag 2 Mei is ons tema hoop op ware vrede. En ek lees vir ons uit Jesaja 2 vers 4. Hy sal oordeel tussen die nasies, regspreek oor die volke. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee en van hulle spiese snoeiskerre. Hierdie teks is nie 'n politieke uitlating nie, maar dit is 'n vooruitsig op hoe God op mag en die oormag van mense reageer. God sou met reg sy geduld met mense kon verloor en ons oorgee aan die gevolge van ons eie mag en ons eie dade. En hierdie scenario word telkens in die Bybel geskets. Ook in die annale van geskiedenis lees ons weer en weer van oomblikke waar mense se mag 'n grens oorskry wat chaos en vernietiging bring. En dan die vraag, is dit dan nou die einde van die storie? Dit sou katastrofies wees as menslike mag en besluite wel die laaste sê gehad het. As ons hede en toekoms net bepaal sou word deur die mense met geld en mag en invloed. Maar reg deur die Ou Testament loop daar 'n goue draad van hoe God in sulke situasies ingryp. Nie met die woede of vergelding wat ons in gedagte het nie, maar om te soek en te red wat verlore is, soos wat ons in Lukas 19 vers 10 lees. Ek weet dat dit vir ons wel vandag moeilik is om God se hand in hierdie chaos van wêreldpolitiek en omstandighede te sien, ook ons persoonlike omstandighede. Maar ons moet verstaan, dis juis waar ons hoop lê. Ons hoop lê juis waar ons nie kan sien nie. God is liefde. Hoe groot die chaos en verwarring of vernietiging ook al mag wees, God is nie daarin uitgelewer en reageer nie partydig nie. Hy is by magte om die mensdom in die midde van mag en vernietiging by plekke te bring waar swaarde in ploegskare en spiese in snoeiskerre omvorm word. In al die tragedies van die oorlog wat al verby is daar getuienisse en stories juis waar dit gebeur. En dis waarom ons tot vandag toe nog bestaan en onsself nie vernietig het nie. Dit is wel net jammer dat ons geheue so kort is en ons weer die foute van 'n vorige oorlog of konflik herhaal. Dat God alles nuut maak, is nie net 'n belofte vir die toekoms nie. Dit is God wat midde in die mag van mense sy opwagting maak en met sy genade en liefde die kwaad in mense kom oorwin. Hoe kan ons dit vandag raak sien? Hoe kan ons vandag deel raak van hierdie koninkryk? Kom ons bid saam. Here, U bring vrede in 'n wêreld vol konflik. U wat nasies oordeel met geregtigheid en regspreek oor volke. Ons erken dat ons harte dikwels vol stryd en vrees en verdeeldheid is. Leer ons, Here, om ons swaarde en ploegskare te omsmee, om dit wat seer maak en vernietig te verander in dit wat lewe bring. Waar woede is, plant sagmoedigheid, en waar haat is, help vir ons om liefde te groei, en waar oorlog is, laat die vrede juis daar begin, juis in ons harte. Here, U sien die konflik tussen nasies en gemeenskappe en mense in ons wêreld vandag. En wat ons kan doen, is om dit na U toe te bring, en te glo in U as die regverdige regter. En bring orde waar daar chaos is, en genesing waar daar gebrokenheid is. En maak ons instrumente, Here, van U vrede vandag. Ons kan dit doen, Here, help ons in ons woorde, in ons dade, in ons keuses, in ons gesindheid. Leer ons om nie oorlog te maak nie, maar om vrede te soek en na te jag. En ons vertrou nie op menslike krag nie, maar op U, die een wat ware vrede kom gee. Amen.